Vanoggend Johannes hoofstuk 19 vanaf vers 17. Johannes 19 vers 17 tot 37. Maar voordat ons gaan saam luister na die woord van die Here, verenig ons eers saam in gebed. Almagtige en ewige, drie-enige God, Vader, Seun, Heilige Gees. Ons aanbid U. U, die almagtige, ewige, driemaal heilige God. Skepper van alle sienlike en onsienlike dinge, wat bo dit alles troon in majesteit en heerlikheid en heiligheid. Alles wat was, dit wat is, ook dit wat nog sal wees. Alles was en is en sal deur U geskep en herskep word. U onderhou alles. Alles. Hierdie ganse heelal, waarvan ons die eindes nie ken en die grense kan vasstel nie. Alles staan onder U ewige heerskappy. Ook ons. Ons wat maar 'n baie klein deeltjie van die skepping is, tog die kroon van U skepping. Ons wat so diep geval het. In ongehoorsaamheid, opstandigheid en rebellie. U maak met ons bemoeienis. U skenk aan ons, U kinders, die lewe. En U hou vir ons styf vas. En daarom dank ons U dat ons, te midde van ons gebrokenheid, te midde van al ons tekortkominge en swakhede, dat ons steeds met vrymoedigheid kan kom in oorwinning. Die ware oorwinning deur Christus Jesus, die Here. Dat ons daarin deel. Ons bid dat U in hierdie oomblikke dit ook in ons hart en gemoed sal stilmaak, dat ons werklik U woord sal hoor, dit wat U sê, met 'n geopende hart, verligte verstand. Spreek, Here. Ons wil luister. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Johannes 19 vanaf vers 17. En hy het sy kruis gedra en uitgegaan na die sogenaamde hoofskedelplek in Hebreëus Golgotha, waar hulle hom gekruisig het en saam met hom twee ander, een aan elke kant en Jesus in die middel. En Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe en dit bo op die kruis gesit, en daar was geskrywe: Jesus, die Nasareëner, die koning van die Jode. Hierdie opskrif dan het baie van die Jode gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is naby die stad was, en dit was geskrywe in Hebreëus en Grieks en Latyn. En die owerpriesters van die Jode het vir Pilatus gesê: moenie skrywe die koning van die Jode nie, maar dat hy gesê het:
ek is die koning van die Jode. Pilatus het geantwoord, wat ek geskryf het, het ek geskryf. En toe die soldate Jesus gekruisig het, neem hulle sy klere en maak 4 dele, vir elke soldaat 'n deel, en die onderkleed. Maar die onderkleed was sonder naad, van bo af in 1 stuk gewewe. En hulle het vir mekaar gesê, laat ons dit nie skeur nie, maar laat ons die lot daaroor werp, wie sin dit sal wees, sodat die skrif vervul sou word wat sê, hulle het my klere onder mekaar verdeel, en oor my gewaad het hulle die lot gewerp. Dit het die soldate dan gedoen. En by die kruis van Jesus het gestaan sy moeder, en sy moeder se suster Maria, die vrou van Klopas, en Maria Magdalena. En toe Jesus sy moeder sien en die disipel wat hy lief gehad het, by haar staan, sê hy vir sy moeder, vrou, daar is u seun. Daarop sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. En van daardie uur af het die disipel haar in sy huis geneem. En hierna, omdat hy geweet het dat alles al volbring was, sodat die skrif vervul sou word, het Jesus gesê, ek het dors. En daar het 'n kan vol asyn gestaan, en hulle het 'n spons met asyn gevul, en op 'n hisopstingel gesit, en aan sy mond gebring. En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig, en die gees gegee. En dat die liggame nie op die Sabbat aan die kruis sou bly nie, aangesien dat die voorbereiding was, want die dag van daardie Sabbat was groot, het die Jode Pilatus gevra dat hulle bene gebreek en hulle weggeneem moes word. Die soldate het toe gekom en die bene van die eerste een gebreek en van die ander een wat saam met hom gekruisig was. Maar toe hulle by Jesus kom en sien dat hy al dood was, het hulle sy bene nie gebreek nie. Maar een van die soldate het met 'n spies in sy sy gesteek, en dadelik het daar bloed en water uitgekom. En hy wat dit gesien het, het dit getuig, en sy getuienis is waaragtig, en hy weet dat hy die waarheid spreek, sodat julle kan glo. Want hierdie dinge het gebeur, dat die skrif vervul sou word. Geen been van hom sal gebreek word nie, en deur 'n ander skrif, hulle sal sien, in wie hulle gesteek het. Tot sover, geliefdes, ons skriflesing salig, dit is werklik gelukkig is ons, wanneer ons die woord van die Here hoor, die woord in die hart bewaar en werklik strewe daarna om gehoorsaam, gelowig en ook getrou volgens die woord van die Here te leef. Geliefdes in ons Here Jesus Christus. In Genesis 1 vers 1 lees ons, in die begin het God die hemel en die aarde geskaap. Let op, daar staan nie dat God die hemel en die aarde gemaak het, of gebou het, of dit ontwikkel het nie. Maar daar staan baie duidelik, en dis baie belangrik, God het die hemel en die aarde geskape, geskep. Nou om iets te skep is iets heel anders as om iets te bou. Daar's 'n baie groot, baie duidelike verskil daarin om iets te bou of iets te skep. Om iets te bou, neem jy iets wat reeds bestaan en jy gebruik jou hande en jou vaardighede en jy bou iets daarmee. Jy ontwikkel dit. Jy maak iets. Maar om te skep beteken dat jy meer as bloot net jou hande en jou eie vaardighede nodig het. Om te skep neem ook jou hart en jou siel in beslag. Nou kan ons maar dink aan enige iets wat ons dalk al in die lewe geskep het. Miskien 'n skildery of kunswerk,
dalk 'n paar reëls poësie, dalk al 'n kort verhaal of storie geskryf, miskien 'n mooi blommerangskikking of heerlike etes. Daar's baie voorbeelde. Miskien sommer net ietsie besonders vir iemand anders. En dan kan ons vir onsself die vraag antwoord oor hoe ons oor daardie skepings voel. Goed, dalk baie trots, of dalk so 'n bietjie verleë. Ons kan maar elkeen self daaroor besluit, maar die feit van die saak is egter dat 'n deel van ons in daardie, kom ons noem dit dan nou maar, skepings is. Jy steek iets van jouself daarin. Jy gee uiting aan jouself. Jy sê eintlik, kyk, dit is wat ek is en dit is hoe ek lyk. Iets van myself is daarin. Met dit 'n gedagte kom ons terug by Genesis 1 vers 1. Ons probeer onsself God se skepingswerk voorstel. Nou moet ons erken dat daar eintlik baie min is wat ons weet van die skepping. Eintlik weet ons amper niks daarvan. Dis heeltemal te groot. Maar een saak wat ons wel aflei vanuit dit wat in die skepingsverhaal of die skepingsgebeure in Genesis vir ons baie duidelik uitstaan, is dat dit wat God geskep het, dit wat hy gemaak het, dit wat hy elke dag geskaap het, het hy met 'n glimlag geskaap. Dit was goed. Nou vanuit 'n eg menslike perspektief gesien, om net iets hiervan te probeer verstaan of net iets daarvan in menslike terme te verwoord, moes dit absoluut wonderlik gewees het om byvoorbeeld die strepe op 'n sebra te verf, om die sterre en planete en sonnestelsels in die hemelruim op te hang, om die kleure van 'n sonsondergang of 'n sonsopkoms te verf, om die kameelperd se nek uit te reik, die fladderende kokkewiet se vlerke te sit om die lagende hyena in te plant. En toe om die kroon op sy skepping te plaas, het God die mens geskaap. En hy het met 'n hoopie grond begin en geëindig met 'n spesie van onskatbare waarde. Want die mens het die unieke eer te beurt geval om die enigste skepping van God te wees wat sy beeld vertoon. Die mens is geskape na die beeld van God. Dit beteken hy is geskape in volle kennis en geregtigheid en waarheid. En die wonder daarvan dat God elke dag saam met die mens in die tuin gewandel het, kan ons dit voorstel. Daardie besondere voorreg om elke aand saam met God in sy fisiese teenwoordigheid in die tuin te stap en een tot een met hom fisies, letterlik in gesprek te wees. Wat 'n wonderlike, besondere voorreg was dit. Daar 'n besondere, eg persoonlike, diep innige verhouding tussen God en mens bestaan. En nou sou ons maklik ondink, dit is waar die skepping opgehou het. Hier is die skepping voltooi. Maar ongelukkig is dit nie die geval.
Want nadat die mens geskaap is, ontvou daar gebeure wat 'n mens amper nie kan of eintlik wil glo nie, maar ons moet. Die slang, die Satan, kom en verlei die mens tot sonde. En die mens raak ongehoorsaam aan God, kom in opstand teen hom en rebelleer teen sy gesag. En hierdie een opstandige, rebellerende, ongehoorsame optrede van die mens is dan ook die begin van 'n uiters voorspelbare verhouding wat daar tussen God en mens van toe af bestaan. Hoewel die karakters en die tonele verander, herhaal die draaiboek of die geskiedenis homself eindeloos. God begin sy verhouding met sy skepping, en die mens op sy beurt reageer opstandig, rebellerend, deur telkens van God af weg te hardloop, te rebelleer teen sy gesag, in opstand teen God te kom, om self sy eie God te probeer wees, om dan maar weer in berou na God uit te reik, om vergewe te word, en dan herhaal die proses sommer net weer, en die mens kom maar weer in opstand, rebelleer weer teen God se gesag, probeer weer en steeds om sy eie God te wees, om later maar weer in berou skaam na God terug te kruip, om vergifnis te smeek. En dis die tragiese geskiedenis van die mensdom, dwars deur die Ou Testament, dwars deur die Nuwe Testament, dwars deur die eeue tot vandag. En in hierdie verhaal, die verhaal van die mens se verhouding met God, sien ons dan dat God nie ophou om te skep. En dis werklik verstommend om te sien wat God alles doen om seker te maak dat die mens, of dan sy kinders wat hy gekies het, na hom luister en hoor wat hy sê. En ons sou vanoggend werklik die blaaie van die Bybel een vir een kon blaai en telkens die voorbeelde daarin kon opnoem. Die Bybel is vol daarvan. Maar om te dink, Sara, 99 jaar oud, word swanger. Lot se vrou verander in 'n soutpilaar. Die sonvloed verswelg die hele aarde, maar Noag en sy geliefdes, tesame met diere wat in die ark is, word gered. 'n bos brand, maar brand eintlik nie. Die Rooi See verdeel in twee, en 'n volk stap droogvoets dwars deur die see. Die mure van Jerigo val en tuimel eenvoudig net in mekaar. 'n Jong seun Dawid verslaan die reus Goliat, die lig, reën, vuur en so kan ons maar opnoem en opnoem. Maar selfs dit alles was nog niks in vergelyking met dit wat voorgelê het. Want gedryf deur sy liefde vir die kroon van sy skepping word God mens, om te dink 'n maagd raak swanger deur die Heilige Gees. En God word in Christus Jesus mens. In 'n onverstaanbare misterie word die ewige seun van God as mens gebore, en hy kom woon in 'n stowwerige dorpie in Judea. En daar op die Galileese platteland, soms met geweldige teenstand en onder groot druk, het hy gestap en gepreek. Met sy hande het hy wonde aangeraak, blindes laat sien, dowes laat hoor, dooies uit die dood opgewek. Met sy woorde mense se lewens radikaal verander.
met sy lewe en optrede gewys, dat dit beter is om te dien, as om gedien te word. Wat dit beteken om nederig te wees, wat dit beteken om sagmoedig te wees, wat dit beteken om vergewensgesind te wees, wat liefde vir God en liefde vir die medemens letterlik, fisies, prakties beteken. Die vervulling van die wet. Liefde vir God, heel eerste. Liefde vir mekaar. Die skrywer van die boek Hebreërs sê, in Hebreërs 1 vers 1, nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het, tot die vaders deur die profete, het hy in die laaste dae tot ons gespreek, deur die Seun, die lewende woord van God. Maar selfs die feit dat God 'n mens vir mense geword het, was steeds nie die hoogtepunt. Dit was steeds nie die toppunt van die verhaal, die handelinge van God en mens. Nee, toe die hoogtepunt plaasvind, die crescendo, het die engele stil geraak. En die hemel het as het ware tot stilstand gekom om hierdie groot oomblik te aanskou. Al God se vroeëre liefdesdade het opgebou na hierdie een oomblik, hierdie punt. Jesus Christus, die enige gebore seun van God, aan die kruis. En hier is die skepper wat vir sy skepping deur Jesus Christus versoening bring. Die lewende woord van God hang aan 'n kruis vasgenaal om die mens, die kind van God, eens en vir altyd te oortuig dat mislukking van ons kant steeds deur vergifnis van God opgevolg word. Verlossing en redding is nie net moontlik nie. Dis 'n werklikheid. Dis 'n realiteit. En dit gebeur in die woorde. En dis die 6ste van die 7 kruiswoorde van die Here Jesus, as hy sê, dit is volbring. Die Griekse woord tetelestai beteken letterlik, dis afgehandel, ten volle, volledig betaal. Dit dui op die afhandeling van die Here Jesus se sending en die vervulling van die Ou Testamentiese profesieë. Die betekenis van die woord tetelestai hou onder andere verband met die volgende, en dit is baie besonders en baie belangrik dat ons dit sien en verstaan. Die woord tetelestai is gebruik op antieke besigheidsdokumente om aan te dui dat die rekening of die skuld ten volle vereffen is. Dit dui op die volledige, volmaakte verlossingswerk van die Here Jesus. Met ander woorde, niks anders, niks meer is nodig nie. Sy offer was eens en vir altyd die genoegsame offer. Niks anders is nodig. Dis volbring. Dis betaal. Dis afgehandel. In militêre konteks verwys die woord tetelestai na die volkome oorwinning wat behaal is. Met ander woorde, volmaakte, volkome oorwinning is behaal oor die sonde en die dood en die bose. Die mens is verlos uit die mag van die sonde en dood en die oordeel van God, wat die straf op die sonde is. Van die taalkundige, grammatikale betekenis van die Griekse woord tetelestai in die perfekte tydsvorm verwys dit na 'n aksie wat in die verlede afgehandel is, maar wat blywende, deurlopende effek het in die huidige en die teenswoordige tyd. Dis afgehandel, dis klaar, maar die effek daarvan duur voort.
Jezus sê aan die kruis, tetelestai, dit is volbring. En wanneer hy dit sê, beteken dit dat sy sending volledig afgehandel is. Alles wat gedoen moes word om God en mens met mekaar te versoen, is gedoen en volkome afgehandel. Daardie angswekkende kreet aan die kruis, my God, waarom het U my verlaat, was die betaling vir die sonde, die dra van die oordeel van God. Nou is dit volbring. Dis klaar. Dis afgehandel. Volmaakte, volkome verlossing en redding het werklikheid geword. Die skepping is finaal voltooi. Want daar is nou weer vrede tussen God en mens. Die onoorbrigbare kloof wat sonde tussen God en mens gebring het, want die oomblik toe sonde in die wêreld kom, toe het God hom van die mens onttrek. Die mens is uit die tuin van Eden gejaag en God het wegbeweeg. In Christus is daar die kloof oorbrug en is God weer met ons as mense versoen. Hy het homself met ons versoen deur Jesus Christus. En ons? Wat van ons? Deur die gawe van die geloof het ons deel gekry aan hierdie hoogtepunt van God se skepping en verlossingsplan. 2 Korintiërs 5 vers 15 tot 17 word duidelik gesê, want die liefde van Christus dring ons, omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het, en hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom, wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie. En hy het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons hom tog nie meer so nie. Daarom, hoor mooi, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Ons staan dus, wanneer ons hierdie woorde hoor, in wese presies daar waar Adam en Eva gestaan het. Die moontlikheid vir 'n sinvolle verhouding met God is daar. Ons kan saam met God leef, ons kan naby hom leef, ons kan hom ken en leer ken. Hoekom? Omdat God dit werklikheid gemaak het. Dit alles is uit God wat ons met homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het, naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het. Naamlik dat God in Christus die homself versoen het deur hulle hul misdade nie toe te reken nie en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Dit is dus alles die werk van God in sy kind se lewe. Dis volbring. Dis gedoen. Dis afgehandel. Die volle prys is betaal. Oorwinning, verlossing en redding het werklikheid geword. Die vraag is dit: wat doen ons met hierdie liefdesplan van God? Gaan ons soos die eerste mense luister na alles en nog wat van hierdie wêreld? Gaan ons bly soek en soog voor elke versoeking? Gaan ons maar aan om in rebellie teen God op te staan en ons eie God te probeer wees, waar die eie ek maar altyd die belangrikste is? Of gaan ons gedring deur sy liefde vir ons
uitvoering gee aan sy groot gebod, om God en ons naaste vurig lief te hê, om ons aan sy gesag te onderwerp, en te doen wat hy sê. Gaan ons ook die stowwerige paaie van die lewe stap, waar ons ander kan aanraak, 'n troostwoord kan bring, 'n verskil kan maak. En as ons dalk sou wonder waar ons daarmee moet begin, en waar ons die mense gaan vind vir wie ons liefde kan gee, kan aanraak, kan troos, kan bemoedig, kan versterk met die woord van God, het ons nie nodig om baie ver te gaan soek nie. Want behalwe dat hulle vanoggend hier reg rondom ons sit in die kerkgebou, want elkeen van ons het dit nodig, sal God hulle op ons pad laat kom. Iewers deur die loop van die lewe sal ons paaie met die sulkes kruis. Veral daar waar ons sy hande, sy voete, sy mond wil en moet wees. Maar die belangrike beslissende vraag is vanoggend dit. Die uitdaging is dat ons werklik nie net vanoggend dit sal hoor en hier sal uitstap en daarvan vergeet, maar dat ons werklik diepgaande hieroor sal nadink. En dit is, sal ons aan die einde van ons lewe ook kan sê dit wat Christus aan die kruis gesê het. Natuurlik sal dit nooit in dieselfde konteks en dieselfde betekenis wees nie. Maar sal ons kan sê, dis volbring. Wat ek moes doen, het ek gedoen. Ek het gedoen wat ek kon. Ek het gedoen wat ek moes, want God se liefde het my gedring. Ek het gedoen wat ek wou, want toe God my nuut gemaak het, was ek werklik nuut gewees. En omdat ek nuut geword het, radikaal vernuwe en herskep is, kon ek nie meer anders as om in sy voetspore te volg en aan hom onderdanig te wees. My aan sy gesag te onderwerp, om onder sy gesag te buig, en hom bo alles en in alles werklik gehoorsaam te wees. Is dit wat ons sal kan sê, wanneer ons eendag vir die laaste keer ons oë hier op aarde sal toemaak, of by die wederkoms, watter een ook al eerste kom? Want dis die realiteit. En ons dink nie altyd daaroor nie. En is nie altyd lekker om daaraan te dink nie, maar die realiteit is dit, dat voordat die son vanaand ondergaan, enige een van ons wat hier in hierdie kerkgebou sit vanoggend, kan sterf. Vandag kan vir enige een van ons die laaste dag, dit kan selfs dalk die laaste uur van ons lewe hier op aarde wees. Dis die realiteit. En wanneer dit gebeur, sal ons dan kan sê wat Paulus geskryf het. Ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof bou. Wat ek moes doen, is gedoen. Dis afgaan. Dis volbring. Dis nooit te laat nie. Die verlede het God baie keer op baie maniere gepraat, en toe as hoogtepunt van sy liefde vir ons, het hy met ons gepraat deur sy seun, die lewende woord. Hy doen dit vandag steeds. Hy praat met ons deur sy woord. Ons moet sy stem hoor en doen wat hy sê. Maar hy werk ook deur sy gees in ons en om ons en met en deur ons. En die vraag is, hoor die wêreld sy stem?
waar ons monde oopmaak, sien hulle Christus, Jesus die Here, in ons lewens raak. Iemand het eenmaal gesê, ek kan nie presies onthou wie dit was nie, maar iemand het gesê, dat ons, as kinders van die Here se lewens, ons optrede, ons gesindheid, is dalk net die enigste Bybel wat iemand anders het om te lees. Wat lees hulle in ons lewe? Wat sien hulle raak? Wat hoor hulle? Sien hulle hom, die lewende Christus, Jesus die Here, loop ook daar waar ons voetspore in hierdie wêreld lê. Hoor hulle sy stem, ook wanneer ons praat. Mag dit so wees. Mag ons ook kan sê wanneer ons sterf, dit is volbring, die goeie stryd is gestry, die geloof het ek behou. Deur die genade het ek gedoen wat God van my verwag en geëis het om te doen. Dis gedoen, dis afgehandel, dis klaar. Amen. Kom ons bid saam. Here onse God, ons kom en ons buig voor U, diep afhanklik en in ootmoed. Here, wanneer ons U woord hoor en werklik oordink en onsself daaraan toets in alle eerlikheid en opregtheid, kan ons nie anders as om te erken dat ons ook baie ver tekort skiet om te voldoen aan dit wat U van ons vra en eis. Sien ons maar weer dit raak waar ons onsself verhef, waar ons gesag hoër is as U. Elke keer waar ons probeer om ons eie God te wees, ons eie dinge te doen, ons eie besluite te neem, en selfs soms met die sousie van geestelikheid of Christenskap daaroor steeds nie onderdanig is aan U en U woord. Hoe baie faal ons nie. Dankie dat ons voor U kan kom neerbuig in diep afhanklikheid en kan smeek. O God, wees my sondaar genadig. Reinig ons in die bloed van U Seun Jesus Christus die Here. Was ons skoon. Help ons om meer en meer nie net na sommige nie, maar na al U gebooie te leef. Help ons in ons strewe om meer en meer aan U onderworpe te wees, om voor U te buig in aanbidding. Dankie dat U Seun ons Here Jesus aan die kruis kon uitroep, dit is volbring. Dis afgehandel, dis klaar. Die prys is betaal. Die straf op die sonde onder die heilige toren van God is gedra. Daar het vrede gekom. U het U self met ons versoen. Ons bid dat U met ons sal wees in alles elke dag. U ken elkeen van ons.
U ken ons lewe, U ken ons harte. U weet waarmee ons sukkel. U weet hoe moeilik dit soms is. Ons bid dat U ons sal sterk maak deur die kragvolle werk van U Gees in ons. Dat U ons sal lei, seën, behoed en bewaar. Ons styf sal vashou in die Vaderhande. Ons bid dat U sal genees en vertroos en versterk en bemoedig, soos en waar en wanneer dit nodig is, volgens U wil. Dat ons, wanneer ons aan die einde van ons lewe kom, of dit by ons afsterwe hier is, of die wederkoms van ons Here Jesus, wat ook al eerste is, dat ons sal sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voleindig, ek het die geloof behou. Die lewe is Christus, die sterwe wins. Ons bid dit alles in die naam van ons Heiland en Middelaar, ons Here Jesus Christus alleen. Amen.